daarso. Julle kan saam met my blaai. Ons lees in Handelinge hoofstuk 9 en ons gaan daar by vers 20 begin. Ek gaan net so sinnetjie voor dit lees, Heidi, moenie bekommerd wees nie, want hy eindig half so in tussen twee sinne. En as jy wil, kan jy jou hand in Galasiërs 1 indruk. So 'n paar bladsye na die regterkant toe. Galasiërs 1. Ons gaan nou dalk so versie of wat daar ook lees, maar hierdie is ons teksgedeelte vir oggend. Ons is nou al 'n hele paar weke besig met Handelinge en ons gaan so saam met Handelinge reis DV tot die einde van die jaar toe. Handelinge 9, ek lees vir julle daai een sinnetjie in vers 19. Saulus het 'n paar dae by die gelowiges in Damaskus gebly en dadelik in die sinagoges begin verkondig dat Jesus die Seun van God is. Almal wat dit gehoor het, was verbaas en het gesê, is dit nie die man wat in Jerusalem die mense wat hierdie naam aangeroep het, wou uitroei nie? En het hy nou nie ook hierheen gekom om hulle gevange te neem en voor die priesterhoofde te bring nie? Maar Saulus het al hoe kragtiger gepreek en die Jode wat in Damaskus woon, hy het hulle in die war gebring deur te bewys dat Jesus die Christus is. Na 'n verloop van tyd het die Jode saamgesweer om Saulus te vermoor, maar hy het van hulle plan te hore gekom. Dag en nag was hulle by die stad se poorte op die uitkyk om hom dood te maak. Maar sy medegelowiges het hom een nag geneem en hulle het hom in 'n mandjie laat afsak deur 'n opening in die stadsmuur. Saulus het na Jerusalem toe gegaan en hy het geprobeer om daar by die volgelinge van Jesus aan te sluit, by die volgelinge van die weg. Maar almal was vir hom bang, omdat hulle nie kon glo dat hy 'n volgeling van Jesus is nie. Barnabas het hom egter oor Saulus ontferm en hy het hom na die apostels toe gebring. Hy het vir hulle vertel hoe Saulus op die pad die Here gesien het en dat die Here met hom gepraat het en hoe hy in Damaskus openlik in die naam van Jesus gepreek het. Saulus het toe oral in Jerusalem saam met hulle rondgegaan en openlik in die naam van die Here gepreek. Hy het ook met die Grieksprekende Jode gepraat en met hulle geredeneer, maar hulle het hom probeer vermoor. Toe die gelowiges dit agterkom, het hulle hom na Caesarea toe geneem en hom daarvandaan na Tarsus toe weggestuur. In die hele Judea, in Galilea en in Samaria het die kerk 'n tyd van rus en vrede belewe. Dit het gevestig geraak, in gehoorsaamheid aan die Here gelewe. Die kerk is deur die Heilige Gees versterk en die ledetaal het toegeneem. Dankie Here vir u woord. As ons vanmôre hierdie skrifgedeelte lees, dan is dit 'n stukkie geskiedenis wat Lukas vir ons hier onder leiding van die Gees neergepen het. Maar ons bid vanmôre Here dat u ook hierdeur met ons sal praat en dat ons ook u stem en u hart sal hoor uit hierdie gebeure uit. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou daar het nou al 'n klomp goed gebeur. As julle saam met my laasweek onthou, dan onthou julle dit was eintlik die tweede grootste ding in die geskiedenis van die Christendom wat hier gebeur het. In hoofstuk 9 is Saulus op pad na Damaskus toe en hy het lasbriewe van die hoogste gesag in Jerusalem om elke Christen, elke volgeling van die weg, elkeen wat glo dat Jesus die verlosser is, om hulle gevange te neem, mans en vrouens, en hulle terug te bring Jerusalem toe, sodat hulle daar in die tronk gestop kan word, gemartel kan word of selfs doodgemaak kan word. En dan loop hy hom vas. Kan julle onthou laasweek, dan loop hy hom vas in nie iemand of iets nie, maar in die opgestaande Jesus Christus homself. En dit was so 'n ingrypende gebeurtenis in sy lewe dat hy letterlik op die grond beland het en dat hierdie heerlikheid van God hom verblind het vir 3 dae. En daar terwyl hy gelê het op die grond, het hy 2 belangrike goed gedoen as julle laasweek onthou. Sy hele teologie oor wie God is, hoe 'n mens verlos word en hoe jy versoen word met God, het daar 'n nuwe rigting in beweeg. Hy het geglo dat Jesus die vervloekte was, omdat hy in 'n kruishout gekruisig is. Hy kon nie glo dat hierdie Jesus die Messias is wat doodgemaak is nie.
Hy het geglo dat hy dood is en nie lewe nie. En so het hy dan in Jesus vasgeloop en het hy ontdek wie Jesus is. En terwyl hy so met Jesus besig was, sê hy vir hom, Paulus, hoe lank wil jy nog teen die prikkels skop? Ek is so lank al besig met jou. Jy weet dit, jy voel dit, maar jy probeer weghardloop van my stem en van my plan wat ek met jou het. En dan kom hy by die tweede belangrike wending in sy lewe, toe sy teologie rondom God verander het, en hy eintlik daar tot wedergeboorte gekom het, is sy volgende spontane reaksie, Here, wat wil U hê moet ek doen? En dan sê die Here vir hom, gaan na die stad toe, gaan na Reguitstraat toe, daar sal ek vir jou sê wat jy moet doen. Ek gaan jou gebruik, ek het jou gekies as 'n werktuig om my naam uit te dra onder die heidenasies, onder konings en ook onder die Jode. Maar jy gaan swaar kry. Jy gaan ly vir my naam. En dan sien ons wat gebeur het. Ons sien hoe Ananias hom gebid het, hoe hy vervul is met die Heilige Gees en hoe hy opgestaan het en geëet het en sy fisiese kragte herwin het. So wat het geestelik hier gebeur? Hy is eintlik gestroop van homself. En soos wat hy gesien het en sy visie is verander. En toe hy gestroop was van homself en sy eie plan en sy eie manier, was daar plek gewees vir die Heilige Gees om hom te kon vul. En toe hy gevul is, het hy opgestaan. En dan sê ons hier in die tweede gedeelte van vers 19, het hy 'n paar dae daar by die gelowiges in Damaskus gebly, en hy het dadelik in die sinagoges begin verkondig dat Jesus die Seun van God is. Nou jy moet nou jouself probeer indink in hierdie ou se lewe in. Hierdie ou was die vervolger van die Christene. Hy was na hierdie sinagoge toe op pad om die Christene wat in Jesus glo gevange te neem en om hulle weg te vat. Hy was 'n Fariseer. Hy was 'n aangesiene mens in die Joodse godsdiens. Hy het onder Gamaliel gestudeer, cum laude geslaag, al die regte papiere op sy CV gehad. En wanneer hy in die Here se paaie kruis, dan gebeur daar iets met hom. En dit is belangrik om dit vanmôre te hoor, wanneer jy en die Here Jesus en ek in die Here Jesus se paaie kruis, gebeur daar iets in jou lewe. Iemand het my laas Sondag nogal die buitekant gevra, Dominee, vertel my 'n bietjie van jou lewensreis. Wat was jou before en jou after? En ek kan regtig vanmôre vir julle sê, ek het deur die genade van die Here groot geword in 'n Christenhuis. Ek het van kleins af het ek geleer wie die Here is en ek het in hierdie kerk groot geword, letterlik in hierdie skoolsaal die ander kant by Klipfontein en toe in hierdie kerk gebou. Ek is hier gedoop, ek het die belydenis van geloof afgelê, ek is hier getroud. Ek weet nie of ek eendag hier begrawe gaan word nie, ek weet nie. Maar alles wat met my geestelik gebeur het, het hier gebeur. En ek het nie 'n lewe gelei waar ek roekelose goed gedoen het nie. Deur die genade van die Here kan ek vanmôre sê en breek ek nie, was ek nog nooit in my lewe onder die invloed van drank het ek nie geweet waar ek is nie. Ek het nog nooit in my lewe gerook nie. En dis genade, ek breek nie vanmôre nie, ek sê maar net, dis my pad wat ek geloop het. Ek was nie 'n engeltjie nie, natuurlik nie. En ek het in die kerk groot geword, so ek het nie hierdie lewe gehad nie, want baie keer dink ons, wedergeboorte beteken, jy moet soos Paulus 'n radikale before hê, en dan moet daar 'n ingrypende ding met jou lewe gebeur, en dan het jy 'n after, en dit is wat wedergeboorte is. Dit het nie met my gebeur nie. Ek het eendag in hierdie kerkgebou gesit, en het 'n oom gekom, en hy het met kinders, het hy kom gesels, en hy het 'n hele week hier in ons gemeente, met die kinders van die dorp kom praat, en hy het een van hierdie soos messe gehad, daai met die vurk en die skertjie in, en al daai goed, vandag se Leathermans, het hy so in sy hand vasgehou en gesê, wie van julle wil graag hierdie mes hê? En al ons seentjies het opgespring en gesê, maar ons soek daai mes, en toe sê hy, as een van julle hom kan uit my hand uit kry, dan kan julle hom kry. So het ons almal op die verhoog gestaan en het ons probeer, gelukkig was hy nog jonk en ons was klein geweest, so hy het 'n berekende besluit geneem. Ek sal dit nie vandag mee doen nie, maar in elk geval, niemand van ons kon daai mes uit sy hand uit kry nie. En so sê hy vir ons, so is dit met elkeen van ons, as ons vir Jesus vra, om ons verlosser te word, as ons ons lewe vir Jesus gee, dan sal niks of niemand ons ooit uit sy hand uit kan wegruk nie. En daar het my wedergeboorte, dink ek, in 'n mate plaasgevind.
En in my graad 11 jaar op die belydenissklaskamp, kan ek so mooi onthou, het ons by die kampvuur gesit, en ek is nog steeds in die kerk, en ek het nog steeds hierdie pad probeer loop, wat ek in my huis leer, en by die kerk leer, en in die Bybel gelees het. Maar daar het ek gesit een aand, en het die Gees van die Here my net weer kom oortuig, Marius, is ek jou verlosser? Is ek jou volle beheer? Is ek jou saligmaker en jou verlosser? En daar kan ek onthou, het ek weer my hart en my lewe vir die Here gegee. So jou storie kan ook so 'n storie wees. Dit kan ook 'n storie wees wat eintlik vir jou boring klink, maar watter stuk genade is dit nie, om so te kan groot word nie. Dis net so groot genade om so te kan groot word as wanneer die Here kom deur sy Gees en jou uitruk uit 'n lewe uit wat nie in lyn is met God se wil of met 'n wêreldse bestaan nie. So moenie jou wedergeboorte gaan koppel aan wat gebeur het voor die tyd en hoe dit gebeur het nie. Dat jy, soos Paulus, met Jesus in 'n gesprek moes wees is belangrik. En waar jy moet besluit om te sê, Here, ek bely met my mond dat U vir my gesterf het. Ek kan nie vir my eie sondes betaal nie. Ek kan nie met my eie CV met God die Vader versoen word nie. Ek aanvaar U prys wat U vir my sondes betaal het. Dankie daarvoor. Ek neem U aan as my verlosser. Here beteken, Here, ek wil hê dat U ook die beheer van my lewe moet neem. Om Jesus as jou verlosser aan te neem, dit kos niks. Jesus het daarvoor betaal. Maar om hom jou Here te maak en saam met hom 'n reis te leef en hy al hoe meer beheer van jou lewe nodig het en vat, dit kos 'n prys. En dit kos 'n pad van gehoorsaamheid. Maar dit moet ek en jy doen. En dis wat met Paulus hier gebeur het. Maar daar gebeur iets in jou lewe. Nadat Paulus met Jesus paaie gekruis het, of jy nou in 'n Christenhuis groot geword het, en of jy uit 'n heidense agtergrond uitkom of 'n wêreldse agtergrond, iets moet met jou gebeur. Jy kan nie dieselfde wees nie. Dalk moet jy ophou om 'n klomp goeders te doen en 'n klomp nuwe goed te begin doen. Maar iewers hier binne in jou, nou moet daar iets loskom van hierdie ontmoeting met die Here. En hy gaan sinagoge toe. Hy stap in die sinagoge in, en toe hy daar instap, toe is hy nou die makkie van die plekkie, en hy is die groot kokkedoor, want almal wat daar is, dink, hy gaan nou praat, en hy gaan nou praat oor die Joodse geloof, en hy gaan hierdie Christene, die mense van die weg, gaan hy reg sien, en dan begin hy binne in hierdie sinagoge in Damaskus te praat en te verkondig, en hy sê onomwonde, dat Jesus is die Seun van God. So wanneer hy sy pad kruis met Jesus, begin hy praat oor Jesus. En ek dink dis wat moet gebeur in elkeen van ons se lewens. En nou kry jy hoendervleis en jy kry koue rillings op jou rug en jy sê, maar ek is nie 'n evangelis nie, ek kan nie praat nie, ek kan nie voor mense praat nie, dis nie wat nodig is nie. Daar waar jy kom, daar waar jy gaan, daar waar jou sirkel van invloed is, daai +1 wat jy het, daai verhouding wat jy bou, daar praat jy. En waaroor praat jy? Dis ons grootste probleem. Paulus was 'n Jood gewees. Paulus was opgelei in die Joodse godsdiens, hoër graad cum laude. Maar vir Jesus en die verlosser van Jesus en wat dit vir 'n mens se lewe beteken, het hy met Jesus paaie gekruis en het hy hier op die grond beland en in die teenwoordigheid van die Here is sy lewe verander. Hy het vir 3 dae het hy gesoek na die Here, hy is gedoop en van daar af het hy gepraat oor die Here. En wat sê hy? Hy het nie 'n kursus nodig van 6 maande om iets te begin sê nadat hy wedergebore is nie. Wat begin hy doen? Hy sê Jesus is die Seun van God. Dis wat hy getuig. Waar sê hy dit? Hy sê dit in die sinagoge. En dis ingrypend. As jy vanmôre hier hoor, dis wat Saulus in die sinagoge gesê het, dan het hy radikale goed gesê. Om die naam Jesus in verband te bring met seun en met God was lasterlik gewees. Dit was God lasterlik gewees. Wanneer jy gesê het dat iemand God is, of dat Jesus God is, dan was dit lasterlik. Jesus het op 'n kol iewester, toe hy op die aarde in sy eie persoonlike bediening besig was, het hy op 'n dag gesê, ja, dis waar wat jy sê, ek is die Seun van God. En toe wou hy hom sommer doodmaak daar. So Paulus kom hier, en hy kom doen 'n baie radikale ding. Hy praat en hy getuig, en hy sê, ek staan vandag hier voor julle, en ek sê vir julle dat Jesus is die Seun van God. En nou moet jy iets verstaan van die Ou Testament, as jy iets gesê het, en dit in verband gebring het met God, deur te sê, Seun van God, dan het jy eintlik gegaan en gesê, gelyk aan God.
So wat hy hier kom doen is, en wat elke Jood in daai sinagoge se kraag rooi warm maak, is hy kom sê dat hierdie Jesus, wat dood was, wat opgestaan het, met wie ek baie gekruis het, is gelyk aan God. En toe hy op hierdie aarde was hy is gelyk aan God in 'n mensliggaam. En kan jy nou hierdie reaksie hoor? Almal wat dit gehoor het, was verbaas gewees in die eerste plek, want hierdie Paulus was die een wat met lasbriewe elke mens wat dit geglo het, gevange wou neem. En terug wou vat Jerusalem toe om in die tronk te gooi. En nou kom hierdie Paulus en hy sê, ek sê vir julle vandag, dat Jesus is die seun van God. Jesus is God. En dan het hierdie normale ding uit die mense se monde uitgekom en het met mekaar begin praat. Ek dink daar was 'n gegons gewees binne in daardie sinagoge soos wat dit gister was voordat die vroue spreker by die vroue tee begin praat het. Daar was so 'n basie binne in die kerk en dit was in daai sinagoge. En ek dink hulle het vir mekaar gesê, is dit nou nie die man wat van Jerusalem afkom met al daardie briewe wat die kerk wou uitroei nie? Het hy nie ook nou hierheen gekom om almal wat in hierdie man, Jesus as seun van God, as God glo, te kom gevange neem nie? Is dit nie hy wat met die briewe van die priester, van die hoëpriester, van die Sanhedrin hier is nie? 'n normale reaksie. Maar Paulus getuig, wanneer hy sy pad kruis met Jesus, en hy kom uit daardie huis uit, en hy het sy sig teruggekry, en hy's bekragtig met die Gees, en hy's na liggaam versterk, praat hy oor Jesus. En dis die inhoud van sy getuienis. En is baie belangrik dat 'n mens hier moet begin optel en agterkom dat dit wat in vers 16 van hom gesê is, begin waar word. Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet ly. En daarom is dit belangrik om dit op te tel en te sien vandag hier in Paulus se lewe, kan hy nie anderster as om oor hierdie Jesus te praat met wie se pad hy gekruis het nie. Die woord wat hy bring, die getuienis wat hy bring, is nie vir almal aanvaarbaar nie. Dis sy oortuiging, maar dis vir ander mense godlasterlik. Hy het al hoe kragtiger gepreek en die Jode wat in Damaskus woon in die war gebring deur te bewys, die tweede ding, dat Jesus die Christus is. Hy het hulle totaal de mekaar gehad, want hierdie ouens het gedink dat hy wil hierdie Jesus doodmaak en uitwis, en elke mens wat dit durf waag om positief oor hierdie Jesus te praat, waar hy tronk toe sleep, is nou die Jesus wat hy in die openbaar verkondig, as God. En dan hierdie volgende sinnetjie, as Christus. Christus is die Messias. In die Ou Testament het hulle verwagting gehad dat die Messias sou kom. Hier kom sê hy baie duidelik dat hierdie Jesus wat gekruisig is en wat opgestaan het en wat vandag lewe, dit is die Christus. Dit is die Messias. Hy het gekom. Julle hoef nie te wag vir een nie, dis hy. En dit het daai Jode ontstel. Dit het hulle ongemaklik gemaak teenoor hom. En dan waarskynlik gebeur daar tussen vers 22 en vers 23 iets wat nie binne in ons bladsye in die Bybel so mooi geskryf is nie. En daarom moet jy dalk net vinnig luister as ek nou na Galasiërs toe blaai, om sommer net so bietjie agter te kom, wat gebeur tussen hierdie twee verse. Hier in Handelinge 9 staan daarso, maar Saulus het kragtig in Damaskus gepreek, en dan vers 23, na verloop van 'n tyd, het die Jode saamgesweer om hom te vervolg. Wat het hier gebeur? Tussen daai twee verse gebeur daar waarskynlik 'n 3 jaar tydperk. Luister bietjie in Galasiërs 1 staan daar so in vers 15, maar God het my al voor my geboorte vir hom afgesonder. Hy skryf nou vir hierdie Christene in Galase, en hy het my in sy genade geroep, toe hy in sy goedheid besluit het om sy seun aan my te openbaar, sodat ek die evangelie oor hom onder die heidene nasies sou verkondig. Waar dit gebeur, waarvan praat hy nou hier? Hy praat van sy ontmoeting met Jesus op die Damaskuspad, né? Hy getuig hiervan. Hy sê, het ek nie dadelik daarna mense geraadpleeg of Jerusalem toe gegaan na die wat voor my al apostels was nie. Nee, ek is Arabië toe en daarvandaan het ek teruggekeer Damaskus toe.
vers 18, eers 3 jaar later het ek toe van Damaskus af Jerusalem toe gegaan, om daar by Sefas Petrus aan te sluit, en daar het ek vir 2 weke by hulle gebly. Van die ander apostels het ek niemand ontmoet nie, behalwe Jakobus, die broer van Jesus, wat ek aan julle geskryf het. Is nie leuns nie, die God is my getuie. 21, daarna is ek na Sirië toe, na Cilicië toe, Tarsus toe. Hoofstuk 2, 14 jaar later het ek weer na Jerusalem toe teruggekom. So dis baie interessant as ou nou hierdie teks lees. Ons gaan nou nie vanmôre in die teorie verval, wanneer het die 3 jaar begin, is dit nou hierdie dag of is dit nou daai dag nie, maar baie interessant, 'n mens dink partykeer Paulus het al hierdie goed binne dae en binne oomblikke in sy lewe gedoen. Na 'n verloop van tyd is hy nou terug hier, en die Jode hier in Damaskus het hulle saamgesweer om hom te vermoor. Hy het van hulle plan gehoor, dag en nag was hulle by die stad se poorte op die uitkyk om hom dood te maak. Hulle het in daardie tyd, as hulle iemand gesoek het hulle sy wanted foto by die poorte se deure opgeplak, en daar het mense gestaan en wag. En almal was op soek na hierdie Paulus, wat nou die verkondiger van die evangelie van Jesus is. Hulle wou hom gevange geneem het. En dan vers 25, wat gebeur? Sy medegelowiges het hom een nag geneem en in 'n mandjie laat afsak deur die opening in die stadsmuur. Jy kan daarvan lees in 2 Korintiërs 11 vers 32. Hoe werk dit? Onthou, hierdie stede in daardie tyd het 'n muur omgehad, 'n hoë muur wat hulle beskerm het, en daai mure was so breed gewees en so dik dat daar in die mure huise was, met die venster wat dan eintlik aan die muur se kant gefront het, en daar op 'n manier het hulle vir Paulus toe uit daai venster uit in 'n mandjie. Hulle sê dis gewoonlik die mandjies waar vullis in verwyder is, het hulle hom met 'n tou laat afsak tot op die grond en kon hy toe ontsnap. En dan is dit nou 'n tydperk wat plaasvind. Saulus vers 26 het toe na Jerusalem toe gegaan. Na hierdie ruk, waarskynlik was hy weg gewees in Arabië in die woestyn, en in daai tydperk het God met Paulus, glo ek, 'n baie besondere intimiteit gehad. En toe kom hy terug na Jerusalem toe, en daar het hy geprobeer om by die volgelinge van Jesus aan te sluit, die mense van die weg, die Christene. Hy kom in Witbank aan na 'n ruk, en hy hoor hier in Basileia gemeente is 'n klomp Christene, en hy kom hier by ons aan, hy vlug vir sy lewe, hy was vir 'n tydperk in die woestyn gewees, en nou probeer hy om by hierdie volgelinge van Jesus hier in Witbank in Basileia gemeente aan te sluit, maar almal was vir hom bang gewees. Ek dink dit sou presies dieselfde hier gebeur het. Ek dink as Paulus hier aangekom het, sou ons almal hier in hierdie defense mode gewees het. Wie's jy? Wie's jy nou? Ons sal bang gewees het. Weet julle wat is skrikwekkend? Hulle het nou onlangs dit gedoen, iewester in die wêreld, het iemand onder die dekmantel sogenaamd tot wedergeboorte gekom, en 'n groep sendelinge geïnfiltreer, en daai klomp sendelinge vermoor. En dit baie binnekort onlangs gebeur in die wêreld. Op 'n skynmanier met 'n plan van aksie om te infiltreer en dan daai ouens uit te wis. So daai sendelinge in hierdie moeilike vervolgde lande lewe onder 'n tipe leiding en spanning wat ek en jy nie van 'n idee het nie. As iemand hier instap, is ons so dankbaar, hier kom 'n nuwe gesig en ons gee smarties en 'n sakkie en allerlei goeders en jippie, ons het nog 'n lidmaat. Daai ouens was bekommerd, is dit nie iemand wat onder die dekmantel hier wil insypel en ons kom doodmaak nie. So hulle het al die rede gehad om te sê, Basileia gemeente is bietjie op die agtervoet. Ons is versigtig vir jou. Is dit gehoor van jou? Ons hoor nou jy het verander, ons hoor jy preek van Jesus, maar ons is bietjie bang vir jou. En Basileia gemeente, ek dink as ons 'n missionale gemeente is, en as ons 'n gemeente is wat sê in die diep spore van Jesus, en Here, ons wil graag in die gemeenskap betrokke raak, en ons het 'n passie dat mense sal aansluit, en dat hulle kinders van U sal word, en volgelinge van die weg, dan gaan ons ook moet groei. Dan gaan ons ook iewester met hierdie natuurlike weerstand wat ons het vir mense wat anders as ons is, anders dink as ons, om ook daarmee op reis te gaan. Ons sal nooit ewe skielik alles wat verkeerd is as reg aanvaar nie. Maar iewester in hierdie gemeente
het hy hom vasgeloop, behalwe Barnabas, vers 27. En as julle nou mooi kan onthou, dan onthou ons terug na hoofstuk 4, vers 27 toe. Daar ontmoet ons vir Barnabas, en word hy daar beskryf as wat? As die seun van bemoediging, die omgeehart, die iemand wat encourage in Engels. En hier is Barnabas, en Barnabas het hom oor Saulus ontferm. Hy het hom na die apostels toe gebring, en hy het vir hulle vertel hoe Saulus op die pad die Here ontmoet het, hom gesien het, hy het met hom daaroor gepraat, hoe hy in Damaskus openlik in die naam van Jesus gepreek het, en Saulus het toe oral in Jerusalem saam met hierdie disippels begin rondbeweeg, en openlik in die naam van die Here begin praat. So ek dink Basileia gemeente iewester, as ons 'n passie het vir wedergeboorte, en ons het 'n passie vir mense wat iewester tot inkeer moet kom, moet ons Barnabasse wees. Ons kan nie iewester in 'n gemeente, Basileia gemeente, 'n visie hê vir die koninkryk, en as iemand dan op 'n dag hulle hart vir die Here gee, daai persoon iewester hom net vasloop hier by ons, en niemand uitreik na so iemand toe, of niemand laat welkom heet nie. So daarom moet jou oë oop wees op 'n Sondag. As hier 'n vriendelike vreemdeling op ons terrein is, en hy of sy lyk nie dalk soos wat jou prentjie lyk van 'n wedergebore kind van die Here nie, dan wil ek vanmôre vir jou vra, wil jy nie die ingesteldheid van Barnabas begin kweek, en vir die Gees vra, Here help ons om verder te kyk, as net ons eie prentjie van hoe 'n Christen moet lyk. Ek sê weer, in Basileia gemeente is alles nie waar en reg nie. Die Bybel op die einde van die dag is ons riglyn. Maar iewester kom iemand hier in, nou die môre het iemand hier buitekant gestaan met 'n sleeve tattoo, en hy kom verby my, en ek kon sien hy het so 'n bietjie bangerig oor die sleeve tattoo gestaan en wonder, wat gaan hierdie dominee nou maak? Is ek welkom hierso? Gaan hy nou 'n preek afsteek voordat ek hier binne is? Ek het nie 'n tattoo op my lyf nie, ek sal nooit getattoo word nie, ek hou nie van tattoos nie, maar as jy hier inkom en jy het 'n sleeve tattoo, dan is jy welkom hier. Dan is jy welkom hier. Al lyk jy nie soos my prentjie van hoe 'n wedergebore Christen moet wees nie. Want wat is ons hart, Basileia gemeente? Wil ons die wêreld soos ek maak? Of wil ons 'n koninkryksvisie hê wat sê, Here, U werk met mense. Dis nie my werk om iemand te oortuig en te verander nie. Basileia gemeente moet 'n veilige plek wees waar 'n vriendelike vreemdeling kan inkom en hier vir die Here ontmoet. Ek het 'n vriend gehad wat getattoo is van sy kop tot sy tone. Demons. Dit was die lelikste goed wat op sy lyf was. En toe kom hy tot wedergeboorte. En toe jaag almal hom weg. Toe sê hulle, jy kan nie so kerk toe kom nie. Waar moet die arme ou kerk toe gaan? Weet julle wat het hy gedoen? Hy het sy tattoo parlor, waarin hy die tattoo artist is, verander in 'n kerk. En hy het daar die evangelie verkondig, en as 'n ou daar by hom kom sit, en hy gee sy hart vir die Here, het hulle duiwels uitgedryf as hulle moes, en partykeer het hy daar gesit en gesê, Here, gee vir my die wysheid, my vaardigheid, om hierdie demons op hierdie ou se lyf te verander na iets wat beter lyk. En so het hy 'n kerk in sy tattoo parlor begin. En is my hartseer, is great dat dit daar is, maar hoekom moet mense so bang wees om hulle voete in 'n kerk te sit, net omdat hulle anders lyk as ons prentjie? Barnabas het hom ontferm oor hierdie Paulus. Meer radikaal bang kan ons nie wees as vir 'n Paulus nie. So ek bid sommer, Here, gee vir ons daai visie. Geef ons daai visie dat as iemand hier kom op 'n Sondagmôre en hy of sy het al die moeite gedoen en die guts bymekaar geskraap om hierdie deure van hierdie kerk in te loop en verby te loop, dat ons kyke en ons manier hoe ons daai persone hanteer 'n Barnabas manier sal wees. En dat iemand nie hier sal omdraai en huis toe sal gaan en sal sê, ja, ek het vandag 'n kyk gekry en mense het my so hanteer net omdat ek anders lyk of ryk of praat of doen. Ek sê weer, alles is nie reg nie, maar dis nie ons werk op die einde van die dag om eers 'n ou reg te maak voordat hy by hierdie deure inkom nie. Kan ons eerder 'n veilige atmosfeer skep sodat mense welkom is, sodat God deur sy Gees
mense kan ontmoet en hulle kan regmaak, soos wat hy wil. Dis 'n groot skuif hierdie, en dis belangrike goed hierdie. Ons kan nie sê, ons gaan 'n missionale gemeente wees, en die dorp is ons kerk, en ons het 'n passie vir Witbank, maar ons is so vasgeteken in hoe dit lyk nie. Barnabas help hom, en hy kom in daai gemeenskap van gelowiges, en hulle aanvaar hom. Onthou julle, daai Ananias het die eerste tree gegee daar in Reguitstraat, toe Paulus by hom uitkom, hoe het hy hom aangespreek? Broer. En daar het hy vir Paulus laat verstaan, jy's welkom, jy's anders as ons. Paulus, ek weet nie of jy kan trust nie, ek's bang vir jou, maar ons aanvaar jou binne in ons gemeenskap, in ons gemeenskap van gelowiges. En dan is hy daar saam met die gemeenskap, hierdie mense van die weg, volg hulle vir Jesus, en loop hulle daar in Jerusalem rond, en hy's nie bang om te sê waaraan hy glo nie. Jesus is die seun van God, hy is die Christus, hy is die verlosser, en dan kom hy by die Grieksprekende Jode. Dis die Jode wat in hierdie Griekse omgewing, hulle het in 'n Griekse omgewing groot geword en hulle praat Grieks, en hulle wil hom doodmaak, hulle is woedend vir hierdie ou. Dis dieselfde klompie ouens in wie se sinagoge Stefanus sy evangelie en sy getuienis gegee het. Hulle was so woedend vir hierdie ou, dat hulle hom daar doodgemaak het, en Paulus het daar gesit en hulle het lere oppas met 'n thumbs up op sy WhatsApp groepie. Dis hierdie selfde Jode, dis hierdie selfde Grieksprekende Jode, wat nou vir Paulus wil doodmaak, omdat hy verander het, omdat hy nou ewe skielik iets verkondig, wat hulle nie in glo nie. Maar toe die gelowiges dit agterkom, het hulle hom na Caesarea toe geneem, en daarvandaan af het die gelowiges vir hom na Tarsus toe gestuur. Tarsus is sy geboortedorp, terug op 'n skip na Tarsus toe. Die gemeenskap van die gelowiges het hierdie Paulus wat tot bekering gekom het, wat nou ewe skielik anderster is en anderster praat, geakkommodeer, gehelp en op die einde van die dag om na Tarsus toe gestuur. En dan lyk dit, volgens die historiese geskiedskrywers, dat hy omtrent daarso ook vir 7 jaar plus was. En dan gebeur daar 'n snaakse ding in vers 31. Het julle dit raak gelees? Vers 31 voel amper asof iemand nou hier 'n stuk geskryf het, en nou het iemand half hier oorgeleen, en iemand anders het dit sommer hier aangeskryf. Dit lyk nie of dit lekker pas nie. Paulus is nou weg. Paulus is nou op pad Tarsus toe. En nou sien julle, as julle die Bybel mooi lees, verdwyn Paulus in Handelinge. Van vers 32 af kom Petrus op die toneel. En dan vertel Handelinge wat met Petrus gebeur het, en dan in hoofstuk 13 kom Paulus eers terug, en dan is hy vanuit Antiochië, begin hy sy eerste sendingreis. So 10 jaar plus, kort toe lank, hierdie kant toe, daai kant toe, wat Paulus eintlik op die voorgrond, op die agtergrond was en voorberei het, voordat hy met sy eerste sendingreis begin het. En Karin het gister vir ons gesê, Bason, ons moet baie keer 'n flamink moment hê. Ons moet flamink. Nou sê sy, wat beteken dit manne? Sy sê 'n flamink is net 'n flamink. 'n Flamink doen net wat 'n flamink doen. Maar die een ding van 'n flamink is rustig. So as sy nou sê flamink 'n bietjie, dan moet ons 'n bietjie rustig raak. Want sy het gister ook mooi gesê dat as God met ons besig is en hy vorm ons, dan vat dit baie keer tyd. En hier's Paulus besig met die Here, en dit vat 'n klomp jare waar die Here besig is om hom meer en meer sy Here te maak. Die verlossingsoomblik het in 'n paar minute plaasgevind. Maar hierdie Here pad wat hy saam met hom moet loop, hierdie buig van sy knie, dit vind plaas oor 'n klomp jare. So moenie moedeloos raak as jy nie vinnig genoeg hierdie groot spronge in jou geloofsgroei maak nie. Partykeer moet ek en jy net rustiger raak. Partykeer moet ons net flamink, ons moet net bietjie stiller raak. Die Here is besig, en baie keer wanneer hy met ons werk, dan gebeur dit stadig, dit gebeur oor 'n tydperk. Want soos wat ek die Bybel lees, gaan dit vir my oor eerder dieper as maar net weier. God deur sy Gees stel belang om Paulus dieper te bereik, as om net 'n klomp goed op sy lewe weier te maak.
En daarom wil ek sommer vandag vir jou bemoedig. As jy besig is met die Here en jy loop 'n ernstige pad saam met die Here en jy wil meer en meer soos Jesus word in sy voetspore, raak net rustig. Raak rustig. Wees gehoorsaam. Loop 'n pad saam met hom. Dit vat tyd om te kom waar hy jou wil hê. En dan is Paulus van die toneel af. En dan kom vers 31. In hierdie tyd het die hele Judea, Galilea, Samaria het die kerk 'n tyd van rus en vrede belewe. Nou dis die waarheid, né? Die kerk het gevestig geraak, die kerk is opgebou. In Grieks staan daar eintlik die kerk het soos 'n huis, hy het verrys, hy het sterker geword. Hulle het in gehoorsaamheid aan die lewe aan die Here geleef. Daar staan eintlik met groot ontzag het hulle aan die Here gelewe en hulle is deur die Heilige Gees versterk en die ledetaal het toegeneem. Nou dink jy vanmôre maar wat gaan nou hier aan? Hier's nou 'n verkeerde vers hier in die Bybel. Wat het hierdie vers hier te doen? Onthou nou wat het alles gebeur tot hierso, né? Jy het dit nou mooi in gedagte en Paulus is nou weg. So 'n mens sou eintlik kon dink dat die kerk behoort nou in 'n chaos te wees. Met al hierdie vervolging, met die verspreiding, met Paulus wat tot bekering gekom het, hy het teruggekom, hy het begin preek, op die einde van die dag wil hulle hom doodmaak en daar's Paulus weg Tarsus toe. So Here, wat gaan nou met jou kerk gebeur? Dan sê Lukas hier in vers 31 eintlik, kom ons stop net vir 'n oomblik en ons kyk net wat is God besig om te doen. Wat vir ons lyk soos vervolging, konflik en onsekerheid, het eintlik gelei tot 'n stuk groei, tot 'n stuk geestelike volwassenheid en tot 'n uitbreiding van die evangelie. Vers 31 kom sê eintlik, kan ek gou net vir julle so 'n vorderingsverslaggie gee van wat met die kerk aan die gang is en gebeur is tot nou toe. Paulus het die pad gevat, hy's Tarsus toe, almal dink die kerk is daarmee heen. Kom ek sê net gou vir julle, wat gebeur eintlik met die kerk? Ek kom wys eintlik vir julle in vers 31, deur die Heilige Gees, deur Handelinge se pen, dat God 100% besig is om sy belofte van Handelinge 1 vers 8 waar te maak. Wat staan in Handelinge 1 vers 8? Jy sal krag ontvang en die evangelie en die goeie nuus sal versprei in Judea, Samaria, tot in die uithoeke van die aarde. En waarmee begin vers 31? Daar was 'n tyd van rustigheid en rus en vrede in Judea, in Galilea en in Samaria. So wat kom sê Handelinge hier in vers 31? Hy kom sê eintlik, God is besig met die kerk, en die kerk is nie in chaos nie, die kerk is in God se hande, en die kerk is besig om te word wat God in gedagte het. En dan is vers 32 eintlik vir ons 'n bietjie vreemd, maar in vers 32 skuif Lukas nou na Petrus toe. En jy moet nou mooi saam met ons die volgende paar weke hierdie pad loop, want in hierdie tydperk wat nou in Handelinge beskryf word, gebeur daar 'n baie belangrike ding. Fase 1 kom sê hoofstuk 9 vers 31 het gebeur. Die evangelie het van Jerusalem af na Judea toe versprei en tot in Samaria. Fase 2 is die evangelie moet nou begin beweeg na die uithoeke van die wêreld toe, na die heidene nasies toe. En hierdie hoofstuk 9 vers 32 tot hoofstuk 12 se einde kom Petrus eintlik op die toneel en wat nou hier gebeur is die kerk moet nou voorberei word vir heidene om welkom te word en te wees in die kerk. Paulus kan nie op evangelisasie uitreike gaan as die Christelike kerk, die volgelinge van die weg, nie oop is om te sê julle is welkom as julle uit die heidendom tot bekering kom om deel van ons Christen gemeenskappe te word nie. En Paulus het eerstehandse ervaring hiervan. Toe hy terugkom in Jerusalem en hy by hulle wil inskakel, het hulle vir hom gesê nee, wag, behalwe Barnabas. So nou is die Gees besig deur Petrus en wat met Petrus gebeur om die kerk voor te berei vir die heidene wat ewe skielik gaan toegevoeg word. Maar daarby kom ons later. Ek wil vanmôre afsluit
met 'n paar belangrike dingetjies wat ons in hierdie laaste versie lees, wat die geheim was vir die groei van die kerk in daai tyd. En daarom is dit sommer net belangrik om vanmôre te onthou, en die tema het ek geskrywe, dat van aktiwiteite moet ons beweeg na intimiteit met God. Dit is die resep, die geheim vir die groei van 'n gemeente. En as julle nou na Paulus gaan dink en kyk, dan sien julle in die eerste 9 hoofstukke met hierdie briewe, met sy eie lering, met sy eie teologie, was hy van die een aktiwiteit na die ander een op pad en besig om mense te vervolg, en was hy op pad na Damaskus toe en het hy gereis en was sy siening van God die een aktiwiteit op die ander. Die een doen ding na die ander, sodat hy daardeur met God vrede kan hê. En as hy daar vasloop teen Jesus, en hy's vir 3 dae blind, en hy's honger en hy's dors, en sy oë gaan oop, en hy beleef hierdie wonderlike ervaring, en hy gaan terug, en hy beleef hierdie lyding, en hierdie swaar kry, en hierdie vlug, en hierdie afsonderingstydperk, beweeg Paulus in homself van aktiwiteite, van die een ding doen op die ander, na intimiteit, na 'n noue, persoonlike verhouding met God drie-enig. En as 'n mens die res van Paulus se lewe gaan kyk, dan sien jy, hy was doelgerig geweest met 'n visie om die evangelie te bring na verskillende dorpe toe en verskillende kontinente toe, maar hy was gefokus op 'n stuk intimiteit, 'n persoonlike verhouding met God. En daarom is dit belangrik dat as ek en jy hierdie stukkie geheimenis vat hierdie kort vorderingsverslag van die kerk en die groei van die kerk, is die eerste belangrike ding wat ons daaruit leer, God se doel is nie aktiwiteite nie. God se doel is opbouing. Die gemeente het vrede gehad, daar was rus en vrede, en die Bybel sê, die kerk het gevestig geraak, die kerk is opgebou. God se prioriteit is nie besig wees nie. God se prioriteit is nie die een aktiwiteit na die ander nie. God se passie is die bou en die opbou van mense. En Paulus het beweeg van aktiwiteite, van programme, na mense toe. Na die opbou van mense toe. Gaan lees sy briewe. Hy begin elke brief, dan bou hy mense op. Sy doel met elke brief was nie om vir die kerk 'n klomp programme uit te dink nie, maar dit was om vir elke gemeente te help om opgebou te word en in hulle intimiteit met God te groei. Ons lewe in 'n tyd waar gemeentes baie maklik hulle sukses meet aan programme. Wat word alles in hierdie gemeente aangebied? Ons het almal websites en ons gaan Google mekaar se gemeentes en jy kyk wat is op die menu en watter programme spreek jou aan, en so kies ons op die einde van die dag waar gaan ons kerk toe. Begrotings vat baie tyd, bywoning, ons kyk baie keer hoeveel mense woon in die kerk by, hoeveel woon 'n funksie by, en op grond van dit beplan ons en ons sit en dink en aktiwiteite. Lukas sê, die geheim van 'n groeiende kerk lê op 'n ander vlak. Ons moet die vrae vra, natuurlik goeie bestuur van finansies, natuurlik moet 'n gemeente visie hê. Sonder visie bestaan ons nie. Maar wat moet ons eerder vra? Wat is die geheim van hierdie kerk? Wat is hierdie verslag nadat Paulus weg is en almal gedink het die kerk is op pad uit? Groei hierdie kerk. Hoekom? Want hulle tyd spandeer aan intimiteit in plaas van aktiwiteit. Wat is die regte vraag? Wat is die eerste vraag wat ons Basileia gemeente vir mekaar moet vra? Word mense in Basileia gemeente opgebou? Of word julle net gejaag van die een aktiwiteit na die ander een toe? Word mense in Basileia gemeente meer en meer soos Jesus? Of praat ons net oral waar ons kom oor die lekker wat hier gebeur? Julle, as Basileia gemeente niks meer as brood en koffie en vars brood op 'n Sondagmôre is nie, is ons arm, naak, beklaanswaardig. Want is lekker om te eet, is lekker om fellowship te hê, maar dis nie die doel hoekom Basileia gemeente bestaan nie. Dit gaan nie op die einde van die dag help dat Basileia gemeente in die koninkryk groei nie.
word mense hier opgebou. Die vraag wat ons vir onsself moet vra, as ons al die programme in Basileia gemeente môre stop, né? Sal mense nog groei in ons gemeente? Sal mense nog geestelik groei? Sal ons groei in Christus? Want dit was die geheim van hierdie vroeë kerk gewees. So, jy moet vir jou ook daai vraag vra, as lidmaat van Basileia gemeente, as deel van hierdie lekker gemeente, gaan dit vir jou net oor die programme, die aktiwiteite, die goed doen wat ons doen, of gaan dit vir jou oor om meer soos Jesus te word? Om opgebou te word. Daar was 'n stuk vrede gewees, daar was rus en vrede. Vir 'n gemeente om te groei, moet ek en jy dink in terme van intimiteit in plaas van aktiwiteit. Die tweede belangrike ding is, daar moet vrede wees binne in 'n gemeente. Wanneer daar nie vrede in 'n gemeente is nie, en wanneer daar verskillende energie en kragte is wat trek in verskillende rigtings, dan staan die duiwel rustig terug. En hy sê, moenie worry oor Basileia gemeente nie. Hulle is hulle eie vyand, man. Kom ons gaan kyk na 'n ander gemeente, ons kyk of ons nie daar kan stuur nie. Wat gebeur wanneer ons nie vrede met mekaar het nie? Wat gebeur wanneer ons nie een in visie, een in strewe en een in doel is nie? Dan verdeel ons energie. En ek is hartseer oor hoeveel energie word in die kerk en in kerke en in denominasies vandag gespandeer, vergaderings op vergaderings, wekelange synodes, om oor allerlei red tape te praat, en dit verdeel mense, en op die einde van die dag trek dit die energie in daai rigting, en is almal op hol, en is al die energie oor daai ding, en wat gebeur? Mense gaan sonder Jesus dood. Mense gaan sonder Jesus dood. Natuurlik moet ons wie sê, natuurlik sal sekere goed waaroor ons standpunt inneem, natuurlik. Maar hierdie gemeente het gegroei, omdat daar 'n een in doel, een in strewe, een in visie, Christus die Seun van God, Christus die Messias, hierdie evangelie moet by die wêreld uitgebring word. En as julle skerp kyk, en julle is op dit, dan hoop ek kom julle agter, dat ek en Karin en ons leierspan in Basileia gemeente, doen alles in ons vermoë, om te verhoed, dat daar binne in hierdie kerk verskillende energieë is, wat ons van hierdie doelwit, om in pas, geesvervuld, saam, disippels van Jesus te wees. Dis waarmee ons besig is. En as ons almal een in strewe is, dan is die energie gekanaliseer in die regte rigting. En in die eerste plek gaan dit oor 'n koninkryk en oor 'n wêreld wat verlore gaan. En dan gaan dit oor 'n opbou, na bo, na binne en na buite. So dis belangrik dat jy vanmôre dit hoor. En daarom is dit belangrik dat ons ook ruimte moet skep vir mekaar. Natuurlik gaan ons verskil van mekaar. Natuurlik gaan ek en jy oor 'n saak anders dink, en jy gaan so voel en ek gaan so voel. Maar wanneer dit oor die kerngoeders gaan, die non-negotiables, is Basileia gemeente stewig en staan ons op die woord van die Here. Maar wanneer iemand hier instap en hy lyk anders as wat jy gedink het hy moet lyk, en dit maak vir jou so ontsteld, en jy gaan op die einde van die dag visie verloor, dan gaan ons sukkel om by mekaar te bly. Daarvoor bid ek bid regtig, dat ons sulke klein randgoeders wat ons energie wegtrek, dat ons dit sal raak sien betyds, en dat ons sal fokus op hierdie groot doel. En dis baie belangrik. Paulus se hele lewe het gegaan oor die uitwissing en die uitroei van kerk, van sy siening, totdat hy met Jesus op die Damaskuspad ontmoet het. En toe sê hy, my lewe is Christus, en om te sterf is vir my wins. Alles wat vir my waardevol was, waarop ek geroem het, sê hy, is rewil. Dis die woord wat in Grieks daar staan. Dis ontlasting, in vergelyking met die Christus wat ek ontdek het op die Damaskuspad, en vir wie ek nou uitverkoop leef. Mag jy rugby kyk? Ja. Mag jy opgewonde wees oor jou lewe? Ja. Mag jy mall toe gaan? Ja. Mag jy jou eie lewe hê? Ja. Maar waaroor gaan dit in die eerste plek? Oor Jesus, die Christus. Is ons een in visie? Is dit jou droom? Is dit hoekom jy in die eerste plek hier is? Sodat die ouens wat nog nie vir Jesus ken nie, iewers terug bygevoeg kan word, en om opgebou te word, sodat jy meer en meer soos Jesus kan wees. Groei gebeur wanneer ons 'n ontzag en 'n respek en 'n vrees vir God het.
Hierdie gemeente staan daar in die 83 vertaling, was gehoorsaam aan God. Die oorspronklike sê, hulle het 'n vrees vir God gehad. Nou daai vrees, phobos, kan 'n negatiewe vrees wees. Dit kan wees, ek en jy hardloop vir God weg, en ons is bang, hy zap ons, en hy slaan ons, en hy straf ons, en hy maak ons siek en dood, en hy wil ons die hele tyd straf. Of die ander woord, soos wat dit hier gebruik word in vers 31 sê, ons het 'n ontzag vir God. En dit moes gebeur by Paulus. Paulus was die man wat regop geloop het voor Jesus en presies gesê het wat hy wil doen, met briewe waar hy die kerk uitwis. En toe hy vir Jesus ontmoet, toe knak sy knieë. Hy sterf van homself. Here, wat wil U hê moet ek doen? Dis niks anderster as om te buig, om vrees vir God te hê, om ontzag vir God te hê. 'n Gemeente wat ontzag en respek vir God het, groei. 'n Gemeente wat fokus op intimiteit en nie net aktiwiteit nie, groei. 'n Gemeente wat een in strewe, een in visie, vrede onder mekaar wil hê, groei. En dan die laaste ene, 'n gemeente wat groei word beheer deur die Heilige Gees. En dis waarmee ons besig is. En dis hoekom ons Pinkster gehad het. En dis hoekom jy hierdie 21 dae van gebed kry. Dis nie om vir jou iets te gee om te doen nie. Dis die strewe van Basileia gemeente, is om te sê, Here, ons wil nie net 5 dae van die Heilige Gees hoor en van hom leer en dan so wat, en dan gaan ons lewe maar weer terug na hoe dit was nie. Hierdie gemeentes, die verslag van die kerk in Samaria, Judea en Galilea was van 'n gemeente en gemeentes wat onder die beheer van die Heilige Gees gelei het, geleef het. Dieselfde woord wat vir Barnabas gebruik word as die bemoediger, word hier gebruik, word deur die Heilige Gees versterk, word deur die Heilige Gees bemoedig, parakletos. Wat beteken dit? 'n Gemeente wat groei sê, ons is afhanklik van die leiding van die Heilige Gees. En ek kan dit vir julle regtig sê, ons probeer by ons leiersvergaderings nie besluite neem op die grond van gevoel nie. Ons probeer regtig daar sit en sê, Heilige Gees, leer ons. Ons as 'n leierspan is besig om deur Dirkie van der Spuy se boek te werk wat sê, wanneer die Gees ons lei en beheer. Dis ons begeerte, dis ons passie. En hierdie goeders kan jy op jou eie persoonlike lewe van toepassing maak. As jy wil geestelik groei, dan op die voetspoor van Paulus, want Paulus het al hierdie goeders beleef, moet jy in jou eie lewe meer tyd aan die intimiteit van God spandeer as aan aktiwiteite. Dit beteken nie jy moet nou sê, ek gaan nooit tee skink nie, want ek het nie een oggend in 'n jaar tyd om tee te skink nie, want ek spandeer al my tyd aan intimiteit. Nee, jy moet nou nie so vroom raak nie. Maar jy hoor my hart, in jou eie persoonlike lewe, as 'n gemeente moet skuif van programme na intimiteit om te groei, moet jy en ek as individu skuif van die een aktiwiteit vir God na die ander, na intimiteit toe. Daar moet vrede in jou eie lewe wees. Jy moet vrede met die mense om jou hê in jou huis, en waar jy bly en waar jy werk. En as jy by die werk met mense twis, dan moet jy as Christen, as wedergebore kind van die Here, moet jy iets doen daaromtrent. As dit jou skuld is, gaan sê ekskuus. As hulle nie jou vergifnis aanvaar nie, is die bal in hulle kort. Bid dan vir 'n ander ingesteldheid. Paulus sê op 'n stadium, manne, hoekom sukkel julle om te bid? Hoekom voel dit of God julle nie bid nie, of hoor nie, dan sê hy, om met julle twis met julle vrouens. Jy moet vrede met mekaar hê op alle terreine as jy geestelik wil groei. Jy moet strewe na vrede. Dit gaan nooit altyd gebeur nie, in soverre dit van jou moontlik is, sê Romeine 11 en 12. Maar strewe daarna. Het jy nog in jou persoon as individu 'n heilige eerbied en ontzag vir God, of het hy maar ons gelyke geword? Hoekom doen ek nie meer 'n ding soos ek hom doen nie? Hoekom stry ek teen hierdie sonde? Hoekom is ek bereid om op te hou om hierdie ding te doen, of om anderster te begin? Dis nie altyd lekker nie. Dit maak nie altyd vir ons sin nie, maar omdat ek ontzag vir God het. Ek het my vanmôre gestrip hier by die kerk, hier by die sangbediening, ek was ongemaklik met Karel gewees, ek moes na die tyd na hom toe gaan en sê, sorry Karel, ek's jammer, ek vergewe my.
Ek kan nie, as ek nou so my peace of mind vir Karel gegee het, hier kom staan en sê, ja, Here, pragtig, ons sit nou, iewester moet die penny drop. Die kerk het gegroei. As jy geestelik wil groei, moet dieselfde met jou gebeur as wat in die kerk gebeur. Die laaste ding, is jy onder beheer van die Heilige Gees. Om onder beheer van die Heilige Gees te wees, beteken Paulus, jy moet vir 3 dae, is jy blind, jy moet leeg word van jouself, sodat die Gees jou kan volmaak, sodat hy die beheer kan oorneem van die fasette van jou lewens. Gebeur dit outomaties? Nee, dit is present tense continuous. Jy moet aanhou, elke dag. Vandag vorder jy, môre tree terug, maar Here, beheer my lewe. Heilige Gees, beheer my lewe. Lei my, versterk my, moedig my aan, bemagtig my. Basileia gemeente. Here, lei ons, versterk ons, bemoedig ons, bemagtig ons. Ek wil sommer vanmôre met hierdie teksgedeelte so afsluit en ek wil vir jou huis toe stuur, sommer met 'n praktiese oefening. Gaan vra vir die Here in die volgende week. Here, bou my op. Hoe wil U my bou? Here, waar moet ek U meer gehoorsaam wees? Heilige Gees, lei my vandag. Gebruik daai woorde. Praat daai taal. Dis 'n gemeente wat groei. Dis gelowiges wat groei. Dis die verslag van die kerk op hierdie stadium. En ek weet dis ons gemeente se droom en ek weet dis jou droom. Ek het hierdie profesie en hierdie teks het ek die 21ste Februarie 2025 een oggend in my stilte tyd gekry vir Basileia gemeente. My gebed vir ons gemeente is dat Basileia gemeente 'n tyd van rus en vrede sal beleef. Nie omdat ons niks doen nie. Nie omdat ons agteroor sit en lui is nie. Dat ons 'n tyd sal belewe waar ons as 'n gemeente gevestig sal raak, opgebou sal raak. Waar ons sal groei. Waar ons nie net van die een program na die ander program toe beweeg, van die een almanak na die ander een toe nie, maar waar ons hart se begeerte en se passie meer en meer soos Jesus is. Dat ons in gehoorsaamheid sal toeneem. Dat ons ontzag en respek vir God, hier in die kerk, hier op ons terrein, by die werk, in die dorp, by die skool, by die braaivleis, by die sport, waar jy kom en waar jy gaan in jou kar, sal toeneem. En dat ons meer en meer bewus sal wees oor hoekom doen ons goeders. Here, sodat dit tot U eer sal wees. Of omdat ek ontzag vir U het. Ekskuus Here, ek het my vandag verloor, maar ek gaan regmaak of help my om te verander. In die eerste plek, omdat dit reg is om so teenoor U op te tree. My gebed is dat die Heilige Gees ons meer en meer sal beheer. Dat ons meer en meer sal ervaar hoe die eie ek terugstaan en hoe die Gees beheer. Is dit nie jou gebed ook nie? Is dit nie jou begeerte vanmôre nie? Kom ons maak sommer ons oë toe en ons sluit af vanmôre, sommer so bidend. Paulus se bekering het nie net 'n dag en datum gehad nie. Dit het oorgevloei in sy lewe in. Hy het verander. Hy het swaar gekry. Ek wil jou vanmôre bemoedig, as jy ly vir die evangelie vandag, omdat jy opstaan vir Jesus, of omdat jy anders ter lewe, of omdat jy respek vir Jesus het, dan bid ek Heilige Gees, dat jy vanmôre vir hom en vir haar krag sal gee om staande te bly. Ek bid sommer vanmôre vir U kerk, Here, wat vervolg word. Ek bid vandag vir U kerk wat op hierdie oomblik letterlik, Here, bang is dat mense hulle sal infiltreer
Bid vandag vir elke sendeling wat iewerster besig is in die wêreld om dalk swaar te kry en te ly vir u evangelie. Ek bid vir jou dat jy geestelik sal groei, dat jy sal groei, dat jy nie sal stagneer nie, dat jy opgebou sal word. Dat jy aan die einde van hierdie week sal terugkyk en sal sê, in hierdie week, Here, het ek 'n tree gegee. Dankie Jesus, ek was 'n bietjie meer soos jy. Heilige Gees, ons kom sê sommer vanmôre opnuut weer. Vul ons asseblief, beheer ons asseblief. Help ons om te stry teen die eie ek, teen die sondige natuur. Here, ons wil graag geestelik groei. Ek wil beweeg van aktiwiteit na intimiteit, sodat ek kan groei in my geestelike lewe. Here, sal U ons as 'n gemeente asseblief ook so lei, dat hierdie gees van Barnabas ook in ons gemeente al hoe meer sigbaar sal word. Mag dit so wees, Here, dat niemand wat hier aankom, niemand wat tot wedergeboorte kom, Here, ongemaklik voel, uitgekyk word, of dalk vermy word nie. Geef vir ons 'n liefde, Jesus, vir mense, soos wat U na ons kyk. Here, mag ons in hierdie gemeente rus en vrede beleef. Mag ons opgebou wees. Ons wil gehoorsaam aan U wees. Heilige Gees, versterk ons asseblief. Amen. Ek gee jou 'n brief, jy het nie gedink dit staan uit hierdie skrifgedeelte wat ons vanmôre gelees het nie. So mag die Here sommer met jou woeker, en mag jy hierdie inligting huis toe vat en sommer weer 'n bietjie daaraan gaan dink. Staan saam met my. Jy mors nie jou tyd as jy kerk toe kom op 'n Sondagmôre nie. Die Here is besig met ons almal, en mag die genade van ons Here, en mag sy liefde, en mag sy teenwoordigheid met jou wees, waar jy in hierdie week ook gaan doen wat die Here vir jou sê. Amen. Amen.